Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Wanneer uiterlike vorms die lewe verstik en hierdie is episode 24 in die tema Die Kriewelrige Kerk. Dink vir 'n oomblik aan 'n swaar antieke teaterkostuum wat eeue gelede deur 'n ryk koning gedra is. In daardie spesifieke era het dit mag, prestige en pragt weerspieël. Maar as jy vandag daardie selfde klere oor die skouers van 'n gewone mens in die markplein sou hang, sou dit belaglik, lomp en heeltemal buite plek lyk. Die persoon sou skaars kon beweeg, wat nog te praat van vrylik rondhardloop. Dit is die presiese tragiese realiteit van kerklikheid. 'n Toestand waar die lewende, dinamiese beweging van die Heilige Gees vasgevang word in die swaar, muwe klere van mensgemaakte tradisies, historiese modes en koue organisatoriese rituele. Ons het onbewustelik verlief geraak op die uiterlike kleedrepetisie van godsdiens en dit verwar met die krag van die altaar. Wanneer ons aanvaar dat geloof slegs autentiek kan funksioneer binne 'n spesifieke argitektoniese styl, agter die taalvorms van die 17de eeu of deur die eksklusiewe klanke van 'n enkele historiese instrument, is ons nie meer besig om Christus te volg nie. Ons is besig om 'n museum te bewaar. Jesus het nooit gekom om 'n koue, voorspelbare instelling te stig wat met kunsmatige reëls beskerm moet word nie. Hy het gekom om 'n organiese, onstuitbare revolusie van liefde te ontketting. En as ons sy rou autoriteit in hierdie generasie wil herontdek, moet ons die moed besit om die kettinge van gister permanent stukkend te kap. Die sleutelvers vir vandag kom uit Matteus 23 vers 28. So is julle ook. Van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet. Die oordeenking vir vandag, die gevangenskap van kerklikheid. Moderne Christene het 'n baie spesifieke en deurdringende term ontwikkel vir 'n stelsel wat mensgemaakte gewoontes en institusionele reëls belangriker ag as die suiwer woord van God, genaamd kerklikheid. Ons sien die uitinge van hierdie siekte oral rondom ons, van die hardnekkige aandrang op die eksklusiewe gebruik van die kerkorgel tot die mystieke status wat aan die priesterboortjie verleen word. Nie een van hierdie elemente het enige wortel of mandaat in die Bybel self nie. Die priesterboortjie was histories bloot 'n sekulêre modegier vir mans. Toe die samelewing aanbeweeg het die konservatiewe geestelikes bloot geweier om die kleredrag prys te gee. En so het dit 'n heilige tradisie versteen wat niks meer Christelik is as 'n gepoeierde pruik nie. Die absolute tragedie is dat die meeste van hierdie tradisies nie as iets slegs of boos begin het nie, maar as 'n uiters autentieke daad van 'n spesifieke generasie. In die 17de eeu was die kerkorgel die mees komplekse, indrukwekkende stuk masjinerie wat die mens nog ontwerp het, en gelowiges was passievol om God te aanbid met die allerbeste tegnologie tot hul beskikking. Dit was egter godsdienstigheid en koue wettisisme wat hierdie musikale voorkeur in 'n rigiede afgod verander het en nuwer instrumente as wêrelds veroordeel het. Hierdie historiese verskynsel stem presies ooreen met die koperslang in die Ou Testament, wat onder Moses begin het as 'n egte instrument van godelike genesing, moes later deur koning Hiskia gewelddadig vernietig word, omdat die Israeliete 'n afgod daarvan gemaak het. Hierdie opstapeling van mensgemaakte tradisies en argaïese rituele dien vandag as die grootste moontlike versperring tussen die stikkende wêreld en die persoon van Christus. Wanneer die siniese samelewing na ons kyk, sien hulle nie die dinamiese, vrymakende krag van die evangelie nie. Hulle sien slegs ons kerklikheid, ons koue wettisisme en ons irrelevante kleredragkodes.
Mense verwerp Jesus dikwels nie as gevolg van wie hy is nie, maar as gevolg van die kunsmatige institusionele verpakking waarin ons hom aanbied. Soos Mahatma Gandhi beroemd opgemerk het hy van Christus gehou, maar die Christene verwerp omdat hulle so totaal anders as hul eie meester opgetree het. Binne die mure van die georganiseerde godsdiens skep kerklikheid 'n uiters verdelende tweeledige stelsel van lede en nie-lede, waar mense aan registers, eksklusiewe brabbertaal en sosio-ekonomiese filters onderwerp word voordat hulle mag dien. Die nominasie self, 'n konsep wat nêrens in die Nuwe Testament gevind kan word nie, word platforms waar ons geweldige energie spandeer om bekeerlinge na ons eie unieke tradisies te vorm, in plaas daarvan om toe te laat dat Jesus hulle na homself vorm. Ons dwing nuwe gelowiges om dadelik die swaar, ongemaklike balsak van ons mensgemaakte reëls te dra en herhaal sodoende die fariseërs patroon wat mense dubbel so ryp vir die oordeel maak. Hierdie massiewe instellings en denominasies sal egter selde of ooit hul eie tradisies vrywillig afbreek, omdat die leierskap aan die bokant van die hiërargie te veel voordeel trek uit die handhawing van die status quo. Soos die geskiedenis van die Rooms-Katolieke Kerk voor die hervorming bewys, pas die bestaande reëling die heersende klas uitstekend en daarom kies hulle gerief en lafhartigheid bo radikale verandering. Hierdie dinamika word treffend weerspieël in die verhaal van Braveheart, waar Robert de Bruce se pa sy seun aanmoedig tot kompromie om sy titels en grond te beskerm ten koste van William Wallace se unieke visie vir vryheid. Hoe meer 'n mens in die ou paradigma belê het, hoe groter is die risiko om te verander. Ware transformerende herstel kom histories byna nooit vanaf die bopunt van 'n gevestigde struktuur nie, maar van klein, radikale groepe idealistiese gelowiges wat niks het om te verloor nie en wat suiwer gedryf word deur die begeerte om die regte ding te doen. Ons moet ophou om ons inspirasie te vind of te soek in die gedeeltelike vroeë oggendlig van die reformatie en ons oë dringend rig op die helder, onmiskenbare middagson van die vroeë kerk self. Pastore en leiers moet die lafhartige vrees vir die verlies van lidmate of finansiële sekuriteit permanent afskud. Weier om hierdie waarhede te ignoreer en die radikale moed vind om die tradisies af te breek, sodat die autentieke, bemagtende geloof van die Nuwe Testament weer kan floreer. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die tyd van passiewe deelname aan 'n lewelose kerklike kultuur is amptelik verby. Die Here roep jou vandag om met absolute deurdringende eerlikheid na jou eie geloofswandel te kyk en te vra of jy waarlik lief is vir die persoon van Jesus of bloot verslaaf is aan die kulturele gewoontes van jou spesifieke denominasie. Jy is nie geroep om die tradisies van gister soos 'n swaar, argaïese harnas te dra terwyl die wêreld om jou sterf sonder lewende hoop nie. Dit is tyd om die mensgemaakte reëls en die kunsmatige brabbertaal neer te lê sodat jou verhouding met God weer rou, spontaan en kragtig kan word. Begin hierdie week prakties deur die kunsmatige versperrings tussen jou en die mense in die markplein af te breek. Sny die ingewikkelde wettiese kleredragkodes en godsdienstige klisjées uit jou daaglikse kommunikasie uit en wees bloot 'n mens van onvoorwaardelike, buitensporige liefde waar mense jou pad kruis. Wanneer jy met ongelowiges te doen kry, moenie probeer om hulle na jou spesifieke kerklike stelsel of jou lys van tradisionele regulasies te lok nie. Bied aan hulle die ongefiltreerde, lewende Christus deur jou eie tasbare integriteit en opofferende diensbaarheid. Moenie toelaat dat die vrees om die status quo te ontwrig of jou eie gemak te verloor, jou langer in 'n toestand van kerklike passiwiteit gevange hou nie. Die vroeë Christene het die wêreld onderste bo gekeer, omdat hulle geweier het
om die evangelie agter die mure van mensgemaakte instellings te begrawe. Skuif verby die koue wettiese en die voorspelbare sondagroetines. Kies vandag die vryheid van die middagson. Breek met die eie geregtige tradisies wat in die pad van Jesus staan en loop die avontuurlike risikopad van ware Nuwe Testamentiese disippelskap. Kom ons bid saam. Almagtige God, ek bely vandag met 'n diep berou dat ek my dikwels skuldig gemaak het aan kerklikheid. Ek het die uiterlike vorms, die denominasietradisies, die historiese gewoontes en die kunsmatige brabbertaal van my kerkkultuur belangriker geag as die suiwer radikale opdragte van u woord. Vergewe my waar my eie koue wettisisme en my aandrang op mensgemaakte reëls as 'n struikelblok gedien het vir stikkende mense wat na Jesus gesoek het. Ek wil vandag die maskers afgooi en die ongemaklike balsak van my eie tradisies permanent neerlê. Heilige Gees, kom skud my wakker uit die kunsmatige veiligheid van my voorspelbare sondagroetines. Stroop my gees van alle denominasietipe trots, eie geregtige filters en die lafhartige vrees vir wat mense sal dink as ek buite die gevestigde strukture beweeg. Ek bid vir 'n radikale suiwerheid van visie en motivering. Gee my die absolute moed om die Bybel oop te maak en bloot te doen wat dit sê, ongeag die risiko vir my eie posisie of gemak. Laat my verhouding met u weer organies, spontaan en kragtig word. Mobiliseer my lewe om die persoon van Jesus ongefiltreerd en helder aan 'n siniese wêreld te openbaar deur dade van buitensporige onvoorwaardelike liefde. Mag ons as u lewende gemeente ophou om mense na ons eie eienaardige tradisies te vorm en toelaat dat u seun hulle na sy eie regverdige karakter transformeer. Ek verlaat die koue skuilings van mensgemaakte instellings en kies om in die helder middagson van die vroeë kerk te wandel, as 'n vrye en vreeslose instrument van u koninkryk. In u magtige naam. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Matteus 23 vers 15. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak, en as hy dit word, maak julle hom 2 maal so ryp vir die hel as wat julle self is. Hierdie vlamskerp waarskuwing van Jesus lê die absolute gevaar bloot van 'n kerkkultuur wat uitsluitlik gefokus is op kerklikheid en die nominasietipe uitbreiding. Dit wys aan ons die tragiese realiteit dat wanneer ons al ons energie spandeer om mense bloot te belas met ons eie mensgemaakte tradisies, subreëls en institusionele gewoontes, in plaas daarvan om hulle na die lewende Christus te lei, ons sal geestelike toestand aktief vererger. Dit daag ons uit om radikaal weg te breek van die najaag van ons eie strukturele beelde en te fokus op ware innerlike hartstransformasie. Die volgende vers kom uit Galasiërs 1 vers 14. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was 'n fanatieke ywerraar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders. Paulus gebruik hier sy eie historiese getuienis om te illustreer hoe 'n intense blinde passie vir oorgeërfde tradisies en mensgemaakte godsdienstige kulture 'n mens heeltemal kan verblind vir die werklike waarheid van God. Dit verduidelik aan ons dat uiterlike ywer vir die nominasietipe reëls en historiese roetines dikwels bloot 'n vleeslike najaag van eie geregtigheid is, wat ons in direkte konflik met die vrymakende evangelie van Christus bring. Ons moet ons lojaliteit aan die gewoontes van ons voorvaders voortdurend onderwerp aan die absolute autoriteit van die Nuwe Testament. En dan die laaste vers kom uit Handelinge 7 vers 48 tot 49. God, die Allerhoogste, woon egter nie in geboue wat deur mense gemaak is nie.
Soos die profeet dit stel, die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete, sê die Here. Watter soort huis sal julle tog vir my bou, of watter plek as my rusplek? Hierdie kragtige teologiese belydenis van Stefanus verbreek die diep gewortelde onbybelse afhanklikheid wat die moderne Russiese model van die kerk op fisiese strukture, katedrale en institusionele platforms geplaas het. Dit herinner ons daaraan dat God se teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees nooit aan mensgemaakte organisasies of argitektoniese tradisies geketting kan word nie. Dit dwing die kerk om sy gemaksone te verlaat, die mure van isolasie af te breek en weer die organiese, gedesentraliseerde liggaam te word wat die wêreld in die openbare arena tref. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het en lewer gerus jou kommentaar op hierdie plasing. Deel dit ook met soveel mense as moontlik. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons gesels weer, tot volgende keer. Shalom, shalom.